het is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense maar deur God genoem word. Groete vanoggend in die mooi naam van ons koning Jesus Christus. Wat 'n wonderlike geseënde dag weer wat die Here ons gegee het. Ek glo dat u het vanoggend opgestaan, die Here het u 'n nuwe krag gegee en dit is 'n dag wat ons moet geniet, prys die Here Jesus. En ons gaan weer vandag deel uit die woord van die Here uit. Ek is Ricardo Miller, aan die pad van Versantekraal. Ons het 'n bediening daar. Dit is die Lighthouse Church of God in Christ in Versantekraal 1 in Hermanus. So ja, as u miskien een Sondagoggend na 'n plek van aanbidding soek, ons is in Hermanus in Versantekraal, nommer 16 Sweeperstraat, nommer 16 Stief 2 Versantekraal. Maar kom ons gaan dadelijk na die woord van die Here, kinders van die Here, in die boek van Efesiërs 6. Vers 10. Die wapenrusting van God is die opskrif. Die Bybel sê, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld, die heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring, staande kan bly. Vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jyns daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons weer vir u baie dankie my God. Here, dankie my God, Here, vir u genade. Dankie Here vir u krag my God. Here, dankie vir u groot liefde wat u aan ons kom bewys het. Van die Bybel sê dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in u glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe in Christus Jesus kan hê. Ons bid, Vader, in die naam van Jesus Christus. Here, laat die oordenking van my harte, die woorde van my mond welbehaaglik sal wees vandag voor u, en laat dit iemand vandag, my koning, Here, weer bekragtig met die krag van u sterkte, om op te staan, Here, om die wedloop aan te pak, Here, om hom te beklee met die volle wapenrusting van God, want die Bybel sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die geeste in die lig. Here, beklee ons vandag, Here, met die regte kennis, hoe ons te beklee, my God, Here, met die volle wapenrusting van God, sodat ons kan staande bly teen die liste van die vyande. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Ek kom sê vir u dankie daarvoor. Seën u woord vandag met baie danksegging. Amen en amen. Geliefdes, die Bybel praat, apostel Paulus skrywe vir die Efesiërs, die gemeente van Efesiërs, van die volle wapenrusting van God. Die Bybel praat van, as hy praat van die wapenrusting, hy noem het op daar, hy praat van die helm van verlossing. Hy praat van die borswapen van geregtigheid. Hy praat van die skoene van bereidswilligheid, die skild van die geloof, om al die vuurige pyle van die bose te kan uitblus. En dan sê hy, en na dit alles, om te bid in die gees. Hy sê, James, terwyl julle met alle gebed, by elke geleentheid bid, so by elke geleentheid te bid is deel van jou wapenrusting. En nie net om te bid, maar hy sê om te bid in die gees, en James daartoe waak met alle volharding. As hy praat van die wapenrusting, hy praat van die helm van verlossing. Nou ons verstaan, wat is 'n helm? Dit is die ding wat hulle, die oorlogsmanne, of selfs die ouens wat motorfietsen ry, wat hulle op hulle koppe sit, om jou hoof te beskerm.
Nou, die Bybel praat van die helm van verlossing. So in ander woorde, dit sê vir my dat verlossing is 'n helm. Verlossing, prys die Here Jesus Christus, wanneer jy verlos is in jou gedagtes. Verlossing is wat jou mind gaan beskerm teen die vuurige pyle van die bose. Jy moet verlos is in jou gedagtes. Prys die Here Jesus Christus. Daarom sê die woord van die Here, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Laasweek het ons gepraat van die wedergeboorte. Prys die Here Jesus, maar die Bybel sê, daar is geen verlossing sonder bekering nie. So in ander woorde, prys die Here, jy gaan moet jou bekeer, voordat jy die wapenrusting van God vir jou met kan bekleed. Ons het altyd gebid, en as 'n mens soms so terugdink, dan het ons verkeerd eintlik gebid, en ons bid, ons vra, sommige keer, daar vra ons goed vir die Here, wat ons nie eintlik van die Here af moet vra nie, wat die Here alreeds vir ons gegee het, maar ons het nog nie tot die kennis van die waarheid gekom nie, en die gebed wat ons altyd gedoen het, was, Here, bekleed my met die volle wapenrusting, bekleed my met die volle wapenrusting van God. Nou die Here kan nie vir my bekleed met sy wapenrusting nie, ek moet my bekleed met die wapenrusting van God, want die battle van die Here is nie my battle nie. Prys die Here Jesus, jou broer se battle is nie jou battle nie. Die pastoor se battle is nie jou battle nie. Daarom moet jy jouself bekleed met die wapenrusting van God, en hy praat van die helm van verlossing. So in ander woorde, verlossing begin binne in jou gedagtes. Iemand wat hier in sy gedagte verlos is van 'n ding nie, is hy verlos van daardie ding nie. As daar iets is wat jy nog in jou gedagte hier prys die Here Jesus Christus, dan beteken dit jy is nog nie verlos van daardie ding nie. As amper soos wanneer mense in 'n verhouding is en hulle het opgebreek, en ons weet mos hoe is dit wanneer daar opgebreek word in 'n verhouding, en dit was 'n intieme verhouding, en jy kan nie om gedagte van hierdie persoon afkry nie. So dit beteken, prys die Here Jesus, jy is nog nie verlos van hierdie persoon nie. Maar die Bybel sê ons moet die helm van verlossing opsit, want dit is jou responsibility om verlos te wees, prys die Here Jesus, of om jou te bekleed met die wapenrusting, en die helm van verlossing is wat jou gedagte gaan beskerm, en een van die maniere hoe jou mind gaan beskerm, is om jou gedagte te bekleed met die woord van die Here. Dis om tyd te maak vir God se woorde. Daarom sê die boek vir die Bybel sê, die Here sê vir Joshua, hy sê, bepeins die woorde, dag en nag, sodat jy nou gesed kan wandel, voorspoedig kan wees in jou weë, en met goeie gevolg kan handel. Prys die Here Jesus. En ons sien die sukses wat Joshua in sy lewe gehad het, toe hulle om rondom die mure van Jericho moet gegaan het, maar waar het dit gekom is die instruksie van die Here, toe die Here vir Joshua gesê het, bepeins die woorde, dag en nag, en dis wat ons as kinders van die Here moet doen, halleluja, om getransformeer te word deur God se woorde, gaan jy die woord van die Here moet bepeins, dag en nag, hy sê, sodat jy nou gesed kan wandel, voorspoedig kan wees in jou weë, en met goeie gevolg kan handel, prys die Here Jesus, maar dit gaan net kom deur, wanneer jy jou mind op die woord van die Here gaan sit. Prys die Here Jesus Christus. Hy praat van die helm van verlossing, en dan praat hy van die borswapen van geregtigheid. Prys die Here Jesus. Die borswapen van geregtigheid. Want die duiwel skiet die pyl van ongeregtigheid. Prys die Here Jesus. En die borswapen is mos om jou bors, eintlik jou hart te beskerm. En daarom sê die woord van die Here, hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat gebewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die skrif sê op 'n ander gedeelte, hy wat die gedagte van die hart gaan kom oordeel. Die Here wil hê jy met jou hart beskerm. Jy kan nie jou hart oopmaak vir enige persoon nie. Mense is vandag teleurgestel wanneer hulle het hulle harte oopgemaak vir mense wat hulle harte nie werd is nie. Prys die Here Jesus Christus. Maar die Bybel praat van die borswapen van geregtigheid, want wat die vyand wil maak, hy wil ongeregtigheid binne in jou hart insit. Hy wil ongeregtigheid, prys die Here Jesus, in jou hart insit, en daarom moet jy jou bekleed met die borswapen van geregtigheid, waar jy miskien by 'n werksplek is, en daar word onreg gedoen. Ek wil vir iemand vandag sê, moenie laat die atmosfeer wat daar is jou change, maar wandel, halleluja, in geregtigheid, want geregtigheid is die borswapen wat jou hart beskerm, want die duiwel, prys die Here Jesus, wil
wil ongeregtigheid, die pyl van ongeregtigheid binne in jou hart skiet, sodat jy kan oorgevat word deur ongeregtigheid. Maar die skrif sê, beklee jou met die volle wapenrusting van God. Die borswapen van geregtigheid. Geregtigheid is dit wat jou hart beskerm. En dis die plek waar die duiwel wil kom nes maak. Dis die plek waar die vyand uitgesit het om te wil wees. Want die Bybel sê, hy sê, waar jou skat sal wees, sal jou hart ook wees. Prys die Here Jesus Christus. Waar 'n mens se skat is, dis waar jou hart is. En die vyand, prys die Here Jesus Christus, wil by jou hart uitkom, want dis die senterpunt van God. Dit is die plek waar God wil wandel. Hy sê, ek sal in julle woon en onder julle wandel. Hy sê dat ek woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, maar 'n liggaam is aan my gegee. Jou liggaam is die tempel van God en die plek waar God homself, die allerheiligste waar God woon, is binne in 'n mens se hart. Prys die Here Jesus Christus. Want hy sê dat julle is die gebou van God, julle is die akker van God. Halleluja. Hy sê, ek sal vir julle 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. En ons wat kinders het kan verstaan hoe na aan ons harte is ons kinders. As iemand jou kind aangeraak het, dan het hy jou hart aangeraak. Prys die Here Jesus Christus. En dis wat so wonderlik is, prys die Here, om 'n kind van God te wees. Halleluja, is om in die boesem van die Vader te wees. In die boesem van die Vader. En dis hoekom jy jou hart moet bewaak, want die duiwel wil ongeregtigheid laat manifesteer binne in jou hart. Afvalligheid begin binne in die hart. Dis waar dit begin. Dit begin die dag wanneer die persoon nie meer optrek na die huis van die Here nie. Dit begin die dag wanneer die persoon die verkeerde daad doen nie. Dit begin die dag, prys die Here Jesus, toe daar 'n spesiale vriend wat jy so opgelig het en van alles gemaak het. Dit begin nie by daai dag toe die persoon jou teleurgestel het nie, maar dit het alles in die hart gebegin. Want die Bybel sê, bedrieglik is die harte bo alle dinge. Daarom moet jy jou hart beskerm. Jy kan nie jou hart vir enige mens oopmaak nie. Van because dis waar die vyand om homself huisves. Van dit is die plek waar die Here wil wees. Van dit was die begeerte van die duiwel van die begin af, om sy troon te sit waar God se troon is. En waar God nou woon, hy sê, ek sal in julle woon en onder julle wandel. Dis waar die Here woon, prys die Here Jesus. En dis waar die duiwel na begeer. Daarom wil ek iemand vandag bemoedig, bewaak jou hart, meer as alles wat gebewaak moet word. Prys die Here Jesus, met die borswapen van geregtigheid. Moenie laat ongeregtigheid in jou hart opspring. Prys die Here Jesus. Hy praat van die skoene van bereidwilligheid. Die skoene van bereidwilligheid. Daar is 'n koortjie wat die mense altyd so sing. Hulle sing, alles die pad vol dorings. Ons kom soms met wonderlike koortjies op. Hulle sing, alles die pad vol dorings. Nou iemand wat skoene aan het, waar hy nie oor dorings nie. Want hy die skoene van bereidwilligheid aan. Prys die Here Jesus Christus. Bereidwilligheid, wanneer iemand onwillig is, en hy is nie meer bereidwillig om uit te gaan, om die evangelie van vrede te gaan verkondig, beteken dat die persoon is die skoene uitgetrek. En dis hoekom, prys die Here Jesus, baie mense nie meer die vrymoedigheid het, om te doen wat die Here op hulle harte geleed het, want hulle skoene is uitgetrek. En die Here wil hê, jy moet weer die skoene van bereidwilligheid aantrek, want God wil jou stuur. Daar is ook 'n koordigter wat sê, kan die Here jou stuur? Kan die Here jou stuur? Maar as jy nie die skoene van bereidwilligheid aan het, kan God jou nie stuur nie. Want because jou voete is baie sensitief. Jou voete is baie sensitief. En dis hoekom mense so struikel oor enige ding. Mense struikel net oor iets wat iemand gesê het, oor iets wat hy gehoor het wat iemand anders gesê het. Want because why? Hy sê, daai sensitiewe plek, sy voete is kale. Hy het nie meer die skoene van bereidwilligheid aan nie. As jy nie die skoene van bereidwilligheid aan het, prys die Here Jesus, gaan klein doringkies, klein goedjies, gaan jou maklik laat struikel. Halleluja. Daarom sê die woord van die Here vir apostel Paulus, hy sê, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Hoekom? Want jy het nog nie die skoene van bereidwilligheid aangetrek nie. En die Here, prys die Here Jesus Christus, deur hierdie program, wil die Here wil hê, jy moet die skoene van bereidwilligheid aantrek. Die Here gaan dit vir jou aantrek, jy gaan dit moet aantrek.
Die skoene van bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. Van die Bybel sê dat die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Jy gaan die regte equipment moet hê om uit te gaan om die wil van die Vader te kan gaan doen. Prys die Here Jesus. Want die Bybel sê dat is nie hulle wat sê Here, Here, wat eendag die koninkryk van die hemel gaan beerwe nie, maar dat is hulle wat die wil van die Vader doen. Jy gaan 'n dader moet wees. Die Bybel sê moenie soos die vergeetagtige hoorders is nie. Hy sê 'n vergeetagtige hoorder is soos iemand wat sy gesig in die spieël sien en wanneer hy wegbeweeg, dan vergeet hy dadelik hoe hy lyk. Prys die Here Jesus. Want hy sê vergeetagtige hoorder. Hoekom? Want die skoene van bereidwilligheid het hy nie meer aan nie. Maar die Here wil hê jy moet die skoene van bereidwilligheid aantrek. Dit is deel van die volle wapenrusting van God. En dan praat hy van die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees. En hy sê dit is die woord van God. As ons kyk na self die gesig wat die apostel Johannes gesien het in die boek van Openbaring, toe hy die Here Jesus gesien het, prys die Here Jesus, met hare wat wit is soos wol, voete wat gloei soos in 'n oonte, oë soos vuurvlamme, 'n kleed, prys die Here Jesus, wat tot aan sy voete hang, wat gegord is met 'n goue gordel, en hy sê met die tweesnede swaard in sy mond, prys die Here Jesus, halleluja, die Here wil jou vul met sy woord, want die woord van die Here is die swaard. Die Bybel sê dat ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie. Nee, hy sê dat ewen die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Dit is nie fisiese swaarde en messe nie, maar dit is die woord van God, prys die Here Jesus. Dis waardeur ons battles fight. Wanneer ons na God toe gaan op grond van die woord, prys die Here Jesus. Maak seker jy is gevul met die woord van die Here, want jy moet na die Here toe gaan met wat die Here gesê het. Dis een van die dinge wat sometimes by ons ontbreek. Ons gaan na die Here toe en ons maak hom nie bewus van sy belofte nie, want die Bybel sê hy is wakker agter sy woord om sy woord te volbring. Hy is 'n waarmaker van sy woord, prys die Here Jesus. God wil hê jy moet jou vul met sy woord, want die woord is die swaard wat ons mee veg, prys die Here Jesus. Ons veg nie met fisiese wapens nie, want die Bybel sê dat die wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dit is kragtig in die Here om vestings neer te werpe. Die wapens van ons stryd is kragtig in die Here om vestings, prys die Here Jesus, vestings, daar is die duiwel het hom gehuisves en mense se gedagtes. Daarom sê die apostel Paulus, ons breek elke skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Prys die Here Jesus, want die duiwel, hy wil hom huisves in mense se gedagtes. Maar hoe gaan ons hierdie mure, hierdie geboue wat die duiwel in mense se minds gebou het, is om te kom met die wapen van ons stryd, wat die woord van God is, om elke vesting wat die duiwel opgerig het in mense se minds af te breek deur die woord van die Here. Prys die Here Jesus Christus. En dit is die swaard van die Gees. En dan sê die woord van die Here, dan sê die Bybel verder. Hy sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof. Die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Die skild van die geloof. Geloof, prys die Here Jesus, is 'n skild. Geloof, prys die Here Jesus, is hoe jy die pyl van ongeloof afweer. Sonder geloof, prys die Here, is jy 'n optarget vir die duiwel. Sonder geloof gaan pyle jou tref van links en van regs, as jy nie gaan geloof het nie. En hoekom geloof? Prys die Here. Die Bybel sê dat geloof kom deur die gehoor, en deur die gehoor van die woord van God. Dis hoe geloof kom, want as jy jou tyd gaan maak vir die woord van die Here, prys die Here Jesus, dis waar deur geloof kom, deur die woord van God. Maar dan in die boek van Judas, dan beduidelik Judas vir ons, daar so die apostel, hoe geloof gebou word. Hy sê, en julle moet julle geloof opbou deur om in die Heilige Gees te bid, en hy praat van julle allerheiligste geloof. So in ander woorde, is nie net genoeg om geloof te hê nie, maar geloof moet opgebou word. Want die Bybel sê ook, en die kindjie Jesus het sterk geword in die geloof. So in ander woorde, jy kan ook swak is in jou geloof, prys die Here Jesus. En die skrif sê hierso, dat geloof is 'n skild.
Geloof, prys die Here, is wat ons die pyle van ongeloof men afweer. Never mind wat wie sê, never mind wat die vyand sê, never mind die duiwel het 'n manier om die verlede dinge wat in jou verlede gebeur het, om jou te remind, prys die Here Jesus, en die moment wanneer die vyand die verlede gebruik om jou te remind van wat jy nie kan doen nie en wat jy nie van het nie, moet jy weet, die duiwel het die pyl van ongeloof geskiet, prys die Here, en daarom moet jy die skild van die geloof ophou om daar die pyl af te weer. Maar jy gaan jou geloof moet bou, en jy gaan geloof moet hê, en soos nou gepraat het, hoekom geloof? Deur die woord van die Here. Prys die Here Jesus. En die Bybel praat verder, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid, in die gees, en jy's daartoe waak met alle volharding. So in ander woorde, die volle wapenrusting is nog nie complete, net deur die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, swaard van die gees, skoene van bereidwilligheid, skild van die geloof. Maar die Bybel sê, terwyl jy met alle gebed by elke geleentheid bid. So in ander woorde, gebed is deel van die volle wapenrusting van God. En hy praat nie net van gebed nie, hy praat van alle gebed in die gees. Apostel Paulus sê, ek sal met die gees bid, ek sal ook met die verstand bid. En dis prys die Here Jesus, een van die gebede waar daar die grootste confusion is die gebed in die gees. Ek praat van die gebed in tale. Die Bybel sê, hy wat in 'n taal bid, spreek nie tot mense nie, maar tot God, prys die Here Jesus. Om met die tale te bid, dit is deel van die volle wapenrusting van God wat jy moet beklee. En die Here, ek glo dat God het dit vir elke gelowige gegee, prys die Here Jesus. As jy 'n kind van die Here is en jy kan nog nie in tale bid nie, prys die Here, moet jy jou beywer, jy moet daar 'n begeer van Apostel Paulus sê, hy sê begeer die geestelike gawes, prys die Here Jesus, want dit is deel van die volle wapenrusting van God, wat God jou mee gebeklee het, prys die Here, om die goeie stryd te stry en om oorwinning te kan verkry. En dis my bemoediging vandag vir u kind van God. Ons moet ons beklee met die volle wapenrusting van God, sodat ons kan staande bly en weerstand bied in die dag van versoeking. En as jy nie gebeklee is, jy prys die Here Jesus, gaan die duiwel jou pad langs kom. Daarom sê die woord van die Here, dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek vir wie hy kan verslind. So in ander woorde, daar is seker wat hy sien, hulle die volle wapenrusting van God aan, en hy kan hulle nie aanval nie. Want as jy nie die volle wapenrusting van God aan het nie, gaan die duiwel jou sien as sy teken, as sy target, prys die Here Jesus, want jy is nie gebeklee met die wapens van ons stryd nie. En die gebed van my hart vandag is, dat die Here u moet beklee met die volle wapenrusting van God. Vader, in die naam van Jesus Christus, die gebed van my hart vandag is, my koning, vir my broer en vir my suster, wat na hierdie program kyk, my koning, Here, om hulle weer te remind, om die volle wapenrusting van God aan te trek, Here. Dit is ons verantwoordelikheid om ons elke dag te beklee, Here, want because ons is in 'n stryd gewikkel. Die woord van die Here sê dat ons worstel stryd, nie teen vlees en teen bloed is nie, maar teen die magte en die geeste. Maar help ons, my koning, remind die kind van God, om hom te beklee met die volle wapenrusting van God, Here, sodat ons kan staande bly, Here, sodat ons onbeweeglik kan wees in dit wat ons doen. In Jesus naam, amen en amen. Die Here seën u, prys die Here Jesus. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.